Môre, môre, môre. Kan julle glo dat die week op sy rug lê? En ek hoop julle het lekker geslaap en dat julle alreeds regmaak en wakker is. Maar natuurlik dat ons eers vir 'n oomblik so bietjie by die Here kan uitkom en sy woord met ons kan praat. En ja, kom ons hoor dan vanmôre weer wat wil die Here vir ons sê wat op sy hart lê. Nou in 2 Korintiërs 4 is dit amper asof Paulus oor sy laaste dae 'n curriculum vitae uitstuur oor sy swaar kry in die lewe, dit wat hy moes deurgemaak het. Maar Paulus skryf so mooi in hierdie hoofstuk. Hy sê in vers 17: ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en dit gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ek onthou, dis 'n rukkie terug, wat daar so 'n bietjie brande hier in ons omgewing was. Daar het verlede jaar se koers hierdie tyd geweldige winde opgesteek en ja, daar toe nou maar vuur in die omgewing ontstaan en groot dele van ons omliggende dorpse gebiede buite op die plase en plotte is toe afgebrand. En ek onthou so dat dit was nogal nie 'n mooi gesig nie. Julle het dit al beleef en jy het al verby velde gery, verby lande gery wat so pikswart gebrand was, nê. Maar weet julle hoe wonderlik dit ook al vir my is om te sien, is dat hoe daai veld net die vermoë het om weer te kan herstel. Julle het dit ook al gesien, nê? Hoe dit net weer kan opleef. Hoe die dapper groen nuwe spriete binne enkele weke weer die dood kan toemaak, kan jy amper sê, om die dood weer te kan lewe gee. En hoe dit mooier as voorheen groei. En baie keer wanneer die uitgebrande veld weer uitloop, is dit van die mooiste groen wat jy ooit sal sien. En weet julle, afgebrande mense, in hakies nou natuurlik, is ook so. Dit is asof die seer en struikelblokke wat hulle te bowe moes kom, hulle karakter net sterker gemaak het. En dat hulle met soveel meer begrip en deernis en aanvaarding teen ander leef. En miskien is dit omdat die swaar kry hulle gedwing het om ook net eerlik na hulle self te kyk. Dalk omdat hulle geleer het om op die positiewe te fokus, of omdat daar 'n ander vorm van dankbaarheid in hulle gegroei het. Of dalk omdat hulle in hulle gestroopdheid kon leer om regtig weer afhanklik van God te wees. En dis hierdie wonderlike woorde wat Paulus vanoggend sê. Ons weet dat alles vir ons uitloop op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref. Weet julle, in afgebrande tye, in tye wanneer dit voel of die lewe jou gestroop het, kom maar altyd weer nuwe spriete van hoop en goedheid. En meer nog, dikwels kom daar ook 'n dieper selfkennis, selfs 'n gesonder mensekennis, maar ook 'n ryper godsbegrip. En daarom moet ek en jy nie die swaar tye in ons lewens gering skat nie, want dis in die swaar doodse tye wat God weer nuwe spriete bring, dat ek en jy kan weliger groei, kan nuwer wees, kan groener word, tot eer en verheerliking van sy naam. Kom ons bid saam. O Here Jesus, wanneer die lewe vir my baie keer brand, wil ek net weer groei. Ek wil sterker word, ek wil groener word, maar kom help my om dit reg te kry, in U genade alleen. Ek vra dit in U naam. Amen. Baie dankie julle, ek hoop julle werk lekker en geniet die naweek, kuier saam met julle mense, word verfris en versterk, is daarom weer so 'n bietjie van 'n lang naweek, maar ja, ons praat volgende week, kan julle glo dan vir oulaas vir hierdie kwartaal, so vinnig het die tyd geloop. Geniet julle naweek, totsiens.